Ons word stil voor die Here. Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here. Sing Psalm 23. Nou jy sien die hele lys van liedere wat ons by die nagmaalsdiens gesing het in Carletonville. Ons gaan net vandag die eerste en laaste sing, hoor. So ons begin by Psalm 23 en ons sluit af met Gesang 86 na die boodskap. 186 na die boodskap. Nou Psalm 23 sê iets van dit waarmee ons besig is net op vinnige spoed. Want die skape loop agter die herder aan. En wat ons teksvers sê is nie loop nie, is hardloop. So ons sit dit so 'n bietjie vinnig, maar wat hier gesê word is net so waar, dat die herder uittrek met sy skape, laat neerlê in die veld van milde groen, met sagte hand te lei. En dat die Here dit ook doen. Hy laaf my siel, elke keer as ek die Bybel oopmaak, laaf hy my siel. Hy lei my swakke skrede. Nou skrede, kinders, maak nou 'n notaatjie, hierdie beteken tree. So as jy nou 'n slim woord in jou opstel wil gebruik, in plaas van tree sê skrede. Kyk bietjie hoe juffrou se wenkbroue is, sy sal dit met Google te hoor wat dit is. 'n vaste spoor van sy geregtighede. En dan pragtig vers 3. U bring vir my die tafel in gereedheid, my hoof druip olie, my beker vloei van wyn. 'n bron van goedheid stroom vir my gedurig. Dit is my gees se vreug, my vyande tot pyn. Dit kroon my lewe met die welbehaag. In die huis, daar bly ek al my dae. Pragtige prentjie van waarheen ons op pad is. Vandag hoor ons ook van 'n eindbestemming waarna ons vreeslik uitsien. Kom ons loof die Here, ons gaan al 3 die verse sing, Psalm 23. Net soos 'n herder uittrek met sy skape en al laat neerlê in die veld van milde groen, met sagte hand lei langs stille waters, so is die Heer, so het hy ook aan my gedoen. Hy gaf my siel en lei my swakke skrede in vaste spoor van sy geregtighede. En is ek soos 'n skaap in doodsgevare, wat in die velde as 'n prooi van wolwe val. En moet ek in die doodsdal diep en donker van alle hulpbron, neem in my dan nog ken ek geen doodsvrees of verskrikken, omdat die staf my troosters en verkwikken. U bring vir my die tafel in gereedheid, my hoof druip olie en my beker vloei van wyn. 'n bron van goedheid stroom vir my gedurig. Dit is my gees, vreug my vyand.
Heerlijk al my dae. So jy kan maar net die merkie insit by Gesang 186, dit is ons slotlied wat ons na die boodskap sing. Geliefdes, die Here praat vandag met ons uit sy woord en daarmee sluit ons ook ons reeksie uit Hebreërs af, uit Hebreërs 12 vers 1 tot vers 3. Nou ons het hoofstuk 10 gedoen, jy kan gerus hoofstuk 11 gaan lees. En wat belangrik is ons weet nou vir wie dit geskryf is. Hierdie brief is geskryf vir Jode wat Christene geword het en daarom is die naam van die boek Hebreërs. En die moeilikheid het begin kom toe hulle deur hulle eie volksgenote vervolg is en hulle het hulle probeer oortuig. En julle moet nog maar weer offers bring, want dis wat die Ou Testament ons voorskryf en julle moet maar weer al die gewoontes en gebruike en daan goed hou en julle oog gefestig hou op Moses. En dan kom die Hebreërs skrywer en hy sê vir hulle baie mooi en duidelik nee. Vir gelowiges, Christene, is daar net een hoëpriester wat die offer aan die kruis gebring het en dit was genoeg. As geen offer ooit meer verder nodig nie. Al die offers het heen gewys na Jesus se offer aan die kruis wat ons vandag op Goeie Vrydag herdenk. En hy het gesê, dit is volbring. Dit is nou genoeg, dit is klaar, dit is voltooi. Hierdie is die laaste offer. En wanneer ons dan nou hoofstuk 12 lees, is dit die hoogtepunt. Wanneer hoofstuk 11, dan noem hy al die name wat die Jode baie goed ken van Abraham en Noag, David, die geloofshelde, vir hulle te sê, daar is mense wat klaar hierdie wedstryd voltooi het, hulle marathon voltooi en hulle moedig julle aan. En dan kom hy na ons in hoofstuk 12 vandag, maar ons teksvers is vers 2, waar hy vir ons sê, kyk, wat was Jesus se motivering, hoekom hy bereid was om die Via Dolorosa te stap, hoekom hy bereid was om aan die kruis te hang, hoekom hy dit alles verdra het. Wat was die motief? Kom ons kyk. Nadat ons gelees het, gaan ons saam bid. Hebreërs 12 vers 1. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring. En met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het, want julle moet ag gee op hom, wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie. Net tot sover ons skriflesing lees gerus. Verder is aangrypend hoe hy die gelowiges dan verder motiveer. Kom ons bid saam. O Here Jesus, vandag klink ons lofpsalms op tot U wat die hoogste offer gebring het in ons plek. Dis vir ons ondenkbaar dat U ons so lief het en so kosbaar ag, dat U bereid was om vir ons slegte mense, U wat volmaak is en sonder sonde, die prys te betaal, die straf te dra, die houe te vat, te bloei, te sterf
die toorn van die Vader volbrand op U, ons weerlig afleier. Here Jesus, ons dankgebede is te min. Ons kan nie genoegsaam die loof en prys vir daardie wonderwerk, dat ons vandag hier kan wees as gelowiges, dat ons U kan ken, U kan lief hê, U kan aanbid, kan vrolik wees, omdat U ons vry maak. Maar die slegste van alle Vrydae, toe die mensdom, die enigste volmaakte mens, U Here Jesus verwerp het en doodgemaak het, die beste Vrydag maak van alle Vrydae. Dankie Here Jesus vir die oorwinning aan die kruis, dat U die marathon daar voltooi het. En steeds vir ons intree by die Vader elke dag. Dat U bediening op so wyse vir ons tot 'n hoogtepunt bring. En nou is ons gebed, Here, dat U ook vir ons vanuit hierdie gedeelte sal toerus, wil U gee dat ons dit voortdurend in gedagte sal hou, met dit wat oor ons pad kom. Help ons om hieruit nie net te leer nie, maar dit deel te maak van ons mondering, ons wapenrusting, ons wapens wat ons nodig het vir hierdie stryd in die lewe wat ons leef, om ons hoop te gee elke dag. Dankie vir die liefde, want ons weet, dit is uiteindelik U liefde, wat U aan die kruis gehou het om die volle prys te dra. Dankie dat U deur die Heilige Gees ook daardie liefde in ons harte uitstort. Maak ons mense wat opreg lief het, in 'n bose wêreld, vol uitdagings. Wil U hierdie alles oorweldigende, uitbundige liefde in ons lewens 'n werklikheid maak. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Vers 2 hoor ons die woorde, Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Liefdes in ons Here Jesus, vir die kleintjies is atletiekdag altyd 'n groot dag, en het voel vir my soos gister wat ons ook nou daar gestaan het, want hoe dit nou werk, is as daar die klein kannetjies nou voorskoolse ouetjies nou hulle 50 meter of wat met hardloop, dan moet die mamas en papas nou daar agter die wenstreep gaan staan. Want die moeilikheid is, as hulle nou moet sê, wegspring en hulle spring weg, dan gaan hulle nie na mama en papa of toe hardloop of die wenstreep toe hardloop, hulle gaan reguit na ouma en oupa toe hardloop, neem Kobus. Maar as mama en papa nou daar agter die wenstreep staan, en hulle kyk vir mama en papa, dan sien jy die ouetjies hardloop. Nou ons oudste, Marilee, 20 jaar terug was sy op die ouetjie, wat sy seker reguit handjies gehad. Haar wedstrydjie gewen, voluit gehardloop, want hulle hardloop nie tot by die wenstreep nie, hulle hardloop tot agter die wenstreep in jou arms. Hierdie pragtige prentjie, of jy nou eerste of jy laaste is, dit maak nie regtig saak nie, want uitgestrek is die arms van liefde wat vir jou wag. Iets daarvan lees ons nou in hierdie gedeelte, 'n hoogtepunt in Hebreërs, wanneer die Here in Hebreërs 12 sê, julle, wat as Christen in hierdie wêreld leef, hierdie is 'n aanmoediging vir julle. Hy sê in hoofstuk 11, hier is 'n hele trop mense op die arena, wat om julle sit en vir julle kyk. Nou op die eerste oor af, as 'n mens nou dit hoor, dan klink dit oorweldigend, want ou Moses, wat's nou, hy gaan nou, as ek daar my voet vashaak en ek val, gaan hy sê, jep, kyk nou net, daai ou se sonde, kyk het hy nou weer geval. Maar dis nie wat hier beskryf word nie. Dis nie ou as dit in kritiese oë kyk nie. Dis oupa en ouma oë wat kyk, tot jou beswil,
Dis hou moed. As jy val, dat dit bars en jy breek amper jou tande met daai sonde wat jy nou weer laat struikel het. So dit weer die skare van getuies sê, staan op. Jy kan dit doen. Ons het dit gemaak uit die mond van ou Dawid, en ou Dawid het 'n paar keer hard neergeslaan. Abraham het hard neergeslaan. En so kan ons die lysie afgaan. En nie volmaakte mense nie, maar mense wat deur die genade van die Here hulle wedstryd voltooi het. En wat in hierdie gedeelte baie duidelik maak, hierdie is nie 'n naloop nie. Dis nie die 50 meter tot by die wenstreep voluit nie. Hierdie is 'n marathon. Maar wat hy in hierdie gedeelte baie duidelik sê is, omdat vers 1 begin met daarom dan, omdat die Here almal voor jou gehelp het tot by die heerlikheid. Daarom dan kom die opdrag, loop die wedloop. Afrikaans beteken dit hardloop. Hy sê, jy het 'n wolk van getuies rondom jou, en dan kom die opdrag, lê elke las af. En hier praat hy nie net van sonde nie, dit ook. Dis al die dinge wat keer dat jy voluit vir die Here leef. En hier raak dit baie persoonlik, want hier moet jy invul, wat is die dinge wat jy op die oomblik kan dink, wat jy weet, jou geestelike groei belemmer, wat keer dat jy voluit vir die Here leef. Baie keer is dit maar iets soos gedagtes van moedeloosheid. Baie keer is dit jou beheptheid met goed, wat nie noodwendig sleg is nie, maar wat keer dat jy jou oë op Jesus hou. Elkeen van ons het sonde gewoontes, 'n patroon van sonde, waartoe ons meer geneig is. Hy is geneig dalk om gou kwaad te word. Hoor vanoggend die voorbeeld van 'n man wat 'n briljante akademikus was. Fantastiese orator, hy kon baie goed praat, maar hy was 'n emerige mens. En het op 'n stadium sy werk verloor omdat hy so 'n emerige ou is. Genadiglik het die Here met hom gewerk, sodat hy uiteindelik weer voluit die Here kan dien. Maar dis een van die belangrike goed wat ek en jy moet vasstel. Wat is die las in my lewe wat keer dat ek geestelik groei, en dat ek voluit vir die Here lewe? Want wat hy in hierdie gedeelte beskryf, is nie, hoe word jy 'n kind van die Here nie? Hierdie Jode was Christene. Maar wanneer hulle begin uitsak, want die druk was daar, die vervolging was daar, kyk hoe sluit hy af. Hy praat met hierdie mense wat deur hulle mede-Jode sleg gesê is en vervolg is en gesê is, maar julle moet terugkom. Nou sê in vers 36 van hoofstuk 11, hy sê in vers 35, vroue het hulle dode deur die opstanding teruggekry, ander is gefolter, dit beteken gemartel, en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te kan verkry. Vers 36, ander weer het die proef van bespottinge en geeselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenes. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en bokvelle. Hulle het gebrek gely, hulle is verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in die woestyne rondgedwaal, berge en in spelonke en skeure in die grond. En alhoewel hulle almal deur die geloof, die getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word. Hy praat hier van gelowige mense wat baie moeilikheid in hulle lewens gehad het. En hy sê dit tot motivering van hierdie Joodse Christene. Baie mense weet nie van Goeie Vrydag. Hulle het nie in daardie bedeling geleef nie. Hulle weet nie van die opstanding van Jesus nie, maar hulle het vooruit geweet, die Messias kom en aan God vasgehou. En vir jou en my wat nie daardie tipe vervolging ervaar nie, soveel te meer, lê elke las van die sonde af. Kyk hoe stel dit in vers 4 van hoofstuk 12. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie.
Sê jy, wel, ek probeer al as 'n Christen leef, jy het nog nie gebloei nie. Die grootste vyand is jouself. Jou eie geneigtheid tot sonde. Wat die Here hier sê is, dis tyd dat jy jouself ontgif, dat jy bietjie geestelik detox, dat jy ontslaa raak van die dinge wat keer, dat jy naby aan die Here leef en dat jy geestelik groei. En dit verg dissipline. Enige atleet wat besig is met 'n oefenprogram, het ontsaglike dissipline nodig, om elke dag by die oefening te wees, die regte dieet te volg, in te weeg, wanneer die afrigter die atlete inweeg. En wat die Here sê vir jou en my, is wonderlik dat die Here jou sy kind maak, maar dis nie dan agteroor sit en wag nou vir die hiernamaals nie. Wat hy hier sê, is om 'n Christen te word, is nie jou werk nie, dis wat God doen. Maar om as 'n Christen te leef, is nie maklik nie. Hy sê hieroor moet ons nie illusies hê nie. Dit is baie keer baie moeilik. Maar nou gee hy vir ons hierdie wyse raad. Hy sê om met volharding die wedloop te loop, om aan te hou, en dit sê vir ons dis 'n marathon nie 'n naloop nie, om aan te hou met volharding, vers 2, hou die oog op Jesus. Nou dink ons aan daai kleintjies, as hulle nou hier so hardloop in die baan af. Mamma en papa nie by die wenstreep gestaan het nie, dan was hulle oor al die bane. Maar nou weet hulle, by die wenstreep staan daar iemand en wag vir my. Iemand wat my lief het, met oop arms. Ligon Duncan praat in sy verduideliking van hierdie gedeelte oor 'n man wat 'n 10.000 meter wedloop gehardloop het. Hulle is 'n hele paar honderd wat ingeskryf het, en onder andere die beste atleet op daardie stadium in Amerika wat 4 keer toe na die Boston Marathon gewen het en die New York Marathon gewen het. En hy neem toe in hierdie 10.000 meter deel. En hy het gewen. Maar deel van die mense wat hierdie wedloop gehardloop het, was 'n man wat 'n breinoperasie gehad het. En hy moes hom vooraf leer loop. En die fisioterapeute en mense het hom gehelp dat hy weer kan loop. En hy het begin oefen. En met sy sleepvoetjie en al het hy ingeskryf vir hierdie 10.000 meter. Die wenner het ver onder 'n halfuur sy wedloop voltooi van 10 kilometer. Vir hierdie man 2,5 ure gevat. Maar by die wenpaal het daar 'n man vir hom gestaan en wag. Man wat vir hom aan 'n klap sy goue medalje afgehaal het, gesê het, hierdie man moet dit kry. Jy is besig met jou wedloop, en jy dink daar baie keer, joh, hierdie is nie lekker nie. Ek het nou weer neergeslaan oor hierdie sonde. Ek wonder baie keer oor hierdie ou wêreld, en al die swaar kry, en seer, en pyn, brandstofprys, oorloë, al die dinge wat ons bekommerd maak. Is dit alles die moeite werd, om aan te hou, om voluit te gaan? En dan staan daar 'n man by die wenstreep, 'n man wat jou lief het, met 'n goue medalje, vir jou. Sy geregtigheid wat hy aan die kruis verwerf het, wat jy nooit sou kon verwerf op jou eie nie, gee hy vir jou. Daardie vergifnis wat jy nie kon kry nie, is sy gratis geskenk aan jou. Nie omdat jy het verdien nie, maar omdat hy jou lief het. Hou jou oë op hom. Die Griekse woord hier beteken om letterlik om weg te kyk. En dis die aanmoediging om weg te kyk van jouself, wat ons is so selfbehep. Solank daar aan my behoeftes voldoen word en ek kan bereik wat ek graag wil bereik. Hy sê jy moet doelbewus die oë afhaal van alles wat jou aandag kan aflei.
J.I. Packer het selfs oor die Bybel gepraat. Dat hy gesê het, moenie dat enigiets wat jy in die Bybel lees, jou aandag aftrek van Jesus nie. Dis nog 'n manier om daarna te kyk, nie? Dus Jesus het reeds die wedloop voltooi. Hy staan vir jou en wag. Hy moedig jou aan. Hy roep jou vandag op, moenie moed opgee nie, hou moed. Sy liefde vir jou is nimmer eindigend. En as jy neerslaan langs die pad, is nie die einde van die pad nie. Hy tel jou op. Jy voel baie keer, ek weet nie of die moeite werd is nie, ek is moeg. Ek raak moedeloos. Jesus het die voorhangsel oopgeskeur, sodat jy 'n volmaakte gemeenskap met jou God, jou einddoel, en jou bestemming is. En wat hy vir ons sê is, terwyl jy nou hardloop, dink aan wat hy gedoen het. En dis wat hy beskryf in vers 2. Hou jou oog op Jesus en dan beskryf hy wat hy gedoen het. Hy het vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra. Atleet se grootste oorlog baie keer is binne sy kop. Terwyl hy, as daai pyn kom, en dink jy, hierdie is nou nie meer lekker nie, hierdie mild steek. Ek is nou so 3 km/h stadiger as wat ek net nou was. En wat hy dan sê, kry jou kop reg, dink aan Jesus. Hy het die kruis verdra vir die vreugde wat aan hom voorgehou is. Wat is dit? Wat is hierdie absolute motivering wat Jesus gehad het om voor te gaan? Al het hy gebid in die tuin, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Ek sien nie regtig na my menslike natuur kans hiervoor nie. Maar nogtans, nie my wil nie u wil. Ek sal dit doen as ek moet. En op die eind was sy motivering dit, die vreugde hierna het hom gemotiveer om aan te hou, om die volle kruispad te loop, om die spykers, die doringkroon, die houe, die geeseling. Dit was niks in vergelyking met die toorn van die Vader, wat op hom gebrand het, terwille van jou en my sonde nie. Wat is hierdie vreugde? Hierdie vreugde is 'n volk, mense, Piet, Sari, wat vandag kinders van die Here is, wat nie kinders van die Here sou wees as hy nie die pad geloop het nie. Dis sy vreugde. Ek en jy, wat sy kinders kan wees. Dit het hom gemotiveer om die volle kruispad te loop. Hierdie kruis wat jy sien, hier by die kansel. Vir hom was hy die moeite werd, sodat jy kan lewe. Hoe kosbaar is dit? As die Bybel sê, hy die kruis verdra vir die vreugde wat hom voorgehou is, weet hoe kosbaar jy in sy oë is. Hy sê hy die skande verag. Dit beteken, in die Bybelse tyd, in die Nuwe Testament tyd, was die kruisiging die verskriklikste dood wat 'n mens kan sterf. Dit was 'n groot skande, net die ergste kriminele het so gesterf. Nou kom die lewende God, hy word mens, hy is sondeloos van ewig af, heerlik. Filippense 2 vers 6, en hy lê dit alles af om 'n menslike gestalte te neem, babietjie te word, mens te word, man te word, wat aan 'n kruis aan hierdie skandelike dood sterf, en hy het vir homself gesê, dis niks. Hy het dit verag. Dit maak nie saak nie. Ek is bereid om dit te doen, terwille van jou en my. Dat hy vandag kan sit aan die regterhand van God die Vader. Ons het daaroor gepraat, in die heilige deel waar die priesters al die offers bring, is daar nie stoele nie. Hierdie manne werk uit die sweettap, hulle moet al die diere slag, hulle moet al die vuur aan die gang hou, hulle moet die diere verbrand vir die sondoffers, hulle moet die vet verbrand vir die ander offers. Dis harde werk. Maar Jesus, as ons hoë priester, het sy werk voltooi, en hy het gaan sit.
Ons het dit in hoofstuk 10 ook gelees. Sy werk is voltooid. Hy het in die kruis gesê, dit is volbring. Dit beteken ook, hy regeer. Hy sit op die troon, waar hy regeer as die enigste werklike koning van die heelal. Te midde van alles wat in die wêreld gebeur, is daar een koning, en dis Jesus wat sy verlossingswerk voltooi het. So wanneer jy moeg word, wanneer jy voel jou wedloop van jou lewe is te erg, dink aan hierdie twee dinge wat die Here van homself hier sê. In vers 2, hy is die leidsman en hy is die volëinder van ons geloof. Asof hierdie pad wat ons moet hardloop, was so toegegroei, jy sou dit nooit kon maak nie. Maar Jesus het gekom, en hy het met sy panga die pad skoon gemaak, met sy bossiekapper, sodat jy kan vorentoe gaan, kan vorder, kan groei in jou geloof, kan besef hoe lief hy jou het, sy liefde kan uitleef in jou lewe. 'n Kind van die Here kan wees wat voluit vir die Here lewe. Hy maak dit moontlik. Hy het nie net die pad skoon gemaak nie. Hy is nie net die een nie, hy is wat dit moontlik maak nie. Hy kom haal jou. Het jy al gesien hoe hardloop 'n blinde persoon in hierdie Paralympics atletiek? Hulle het 'n ouetjie wat saam hardloop. Hulle hou in so 'n touwtjie vas. En dan die ou wat nou hierdie blinde persoon lei, hy moet kan hardloop, want hy moet bybly, maar hou vas aan hierdie touwtjie. En hulle luister vir die voete val, hulle pas is dieselfde. En dit is die Here Jesus ons wat so verblind is deur ons sonde, kom haal en hardloop saam met jou en hou jou vas. En hy los jou nooit nie. En hy maak hierdie belofte, ons het dit gesing, Psalm 23 in Johannes 10 vers 27, en ek ken my skape en hulle luister na my stem en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan nie en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Hy hou jou vas. Gaan jy dit maak? Genadiglik hang dit nie van jou af nie. Dit hang van jou leidsman af. En hy maak nie leë beloftes nie. Hy wat jou sy kind maak dit vir jou moontlik om voluit vir hom te leef. Leef voluit. Hou vas in hom. Luister na sy stem. Volg hom. Niks sal jou uit sy hand uitdruk nie. Hy word hier en hy beskryf homself as die volëinder. Ons het gehoor, hy is die leidsman in Johannes 10 vers 27, wat die herder wat sy skape lei, maar hy is ook die een wat dit voltooi, wat dit klaar maak. Aan die kruis het hy hierdie woorde gebruik, tetelestai, dit is volbring, dit is voltooi, en hy word self die volëinder van ons geloof genoem. Hy het nie halfpad gefaal nie, vandag op Goeie Vrydag, is 'n goeie dag om jou hand opnuut in sy hand te sit. Sê, Here, hier is ek. Al my ou sonde, ek lê dit by die kruis. Al my laste, my sonde is soos 'n swaar pak op my rug. Rem my, keer my. Vat my moedeloosheid, Here, vat my kinders, vat my finansies, vat my gesondheid. Hou dit in die hand. Ek stel my volle vertroue in U. U is my enigste hoop. Hierdie gedeelte sien 'n mens 2 hande uitgestrek na jou, 2 deurboorde hande wat jou lief het, wat vir jou wag by die eindstreep. Moenie jou hande slap laat hang op hierdie stadium van die wedstryd nie. Moenie 'n slap Christen wees nie. Nie Jesus halfpad dien nie, en hom voluit. Hy het alles gegee vir jou. Gee dankie met jou lewe, met jou liefde, met jou lofsang, met jou vreugde. Wanneer jou knieë knak, wanneer jy oorweldig voel, dink, hy het die vreugde gesien. En hy het aangehou. Dit het hom gemotiveer. Mag hierdie vreugde wat voor jou lê, jou motiveer.
Daar is 'n hemelse heerlikheid wat wag vir jou. 2 arms wat jou omhels. Hy het die prys betaal, sodat hy die werk wat hy in jou begin het, ook kan klaarmaak. Jy kan met vrymoedigheid lewe. Jy kan hier uitstap en weet, die wedloop wat Jesus voleindig het, die marathon wat hy voltooi het, maak het vir my moontlik om weer kans te sien, om die volgende skof te hardloop. Hy wat vir jou wag is getrou. Skep moed. Vandag is 'n goeie Vrydag. Want ons het 'n goeie God, wat ons slegte mense genoeg genade gee, om tot by die heerlikheid te vorder. Kom ons loof hom. Amen. Laat ons saam bid. Hemelse Vader, ons kan nie dink wat in u vaderhart beleef is, toe u seun, u geliefde, wie al u behaag is, in ons plek moes straf, aan 'n kruis, sodat ons vandag vergeef kan word. Sodat ons vandag hoop kan hê, en vreugde kan hê, en kan uitsien na die toekoms. Here, vandag wil ons nie na ons eie sonde kyk, na die wêreld na al sy moeilikheid nie. Vandag wil ons oë net hou op u, Here Jesus, met die glimlag oë, uitgestrekte arms wat u vir ons wag. Dankie Here vir daardie vooruitsig. Geef ons dat ons baie keer so rondkyk, dat ons vergeet waarmee ons besig is. Geef ons dat ons baie keer so selfbehep is, dat ons vergeet, u is die leidsman, wat ons lei, wat ons vashou, saam met ons gaan. En u is ook die volëinder, wat vir ons inwag, met die loon van ewige heerlikheid. Vul ons harte met 'n diepe vreugde. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Psalm 186, ons sing daar die eerste en die laaste vers, maar gaan lees dit nou gerus by die huis, want hierdie is pragtige woorde. O Heer, uit bloed en wonde, uit kruishout, haat en hoon, blyk duidelik hoe die sonde, en dit is my sonde en jou sonde, die liefde beloon. Die liefde bring genesing, al is met u gespot, die liefde skenk vergewing en wil versoen met God. En dan vers 5. U dank ek Heer van harte dat u verlosser, vriend, vir my die bitter smarte gelei het onverdiend. Waar ek ook hier mag swerwe, selfs tot daar in George, die troos sal ek behou, dat eenmaal as ek sterwe, ek Heiland u aanskou. En dan kom ons loof die Here met hierdie pragtige woorde, vers 1 en vers 5, 186. O Heer, uit bloed en wonde, uit kruishout, haat en hoon, blyk duidelik hoe die sonde, die liefde beloon. Die liefde bring genesing, alles met u gespot. Die liefde skenk vergewing en wil versoen met God. U dank ek Heer van harte, dat u verlosser vriend, vir my die bitter smarte gelei het onverdiend, maar ek
sal ek behou, dat as ek eenmaal sterwe, ek Heiland U aanskou. Ons herinner U, Paas-Sondag is ons erediens gewone tyd 10:00. Ons het die heilige sakrament van die nagmaal wat ons saam vier. So kom geniet dit saam met ons. Ons het na die tyd ons ete, waarvoor jy nou reeds kaartjies het. Ons is dankbaar vir die wonderlike vooruitsigte dat ons so hierdie Paasnaweek kan vier. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou sy vrede gee. Amen.